Hartlike goeie dag in die naam van ons Here Jesus Christus. Nou ja, na 'n redelike lang reeks oor die krag en die waarde en die belangrikheid van ons keuses, wil ek vandag afsluit met hierdie reeks met die tema God respekteer ons keuses. Deuteronomium 30 vers 19 sê hierdie woorde: Vandag gee ek aan jou die keuse tussen lewe en dood, tussen seën en vloek. Mag jy tog die lewe kies, sodat jy en jou nageslag mag lewe. God weet altyd wat die beste vir ons is. Reg deur die skrif en deur al die eeue was en is daar menigtes wat kan getuig dat dit die heel beste is wanneer ons wil in harmonie met God se wil is. As beelddraers van God en as vrye morele wesens respekteer God ons keuses. Ja, ook ons verkeerde keuses. Die feit dat ons onafhanklike, vrye keuses kan uitoefen, spruit daaruit voort dat God ons as die kroon van sy skepping en as sy beeld gemaak het. Die mens is nie 'n rekenaar of 'n robot nie. As daardie mag en reg om vrye keuses te maak van ons af weggeneem sou word, sou dit ons as dit ware ontmens. Soos in ons skrifgedeelte vandag, hou die Here vir ons die seën van sy wil voor, as ook die gevolge indien ons dit sou weier. Terwyl hy die verlange uitspreek dat ons tog reg sal kies, sal hy ons nie daartoe forceer nie. Ons moet altyd onthou dat ons deur ons eie wil, besluite en keuses eintlik die sleutel hou wat die krag van God in ons lewens ontsluit. My keuses maak dit vir God moontlik of onmoontlik om my te help. My regte keuses ontsluit sy krag. Dit is die verstommende realiteit van ons eie wil. Dit is vir ons moontlik om God te beperk en God te respekteer daardie reg. Ja, om te besluit volgens die wil van God vereis gehoorsaamheid en dissipline. En partykeer kos te prys. Dikwels te keuse teen ons eie sondige natuur of die publieke opinie, politieke korrektheid en die aanslag van die bose. Dit is dan wanneer God se eer vir ons voorop moet staan en geloof dat hy die beste vir ons in store het. Hoor hierdie treffende woorde van Paulus in Filippense 2 vers 13. Dis mos God wat die gewilligheid en die vermoë in julle bewerk om te handel volgens wat hy graag wil hê. Vandag wil ek afsluit deur 'n beroep op jou te doen, om jou daarop toe te lê om die wil van God ook in jou lewe te soek. Amen.